Goeiemôre vriende, dit is donderdag die 12de Februarie 2026, ek hoop julle het 'n absolute wonderlike dag. Kom ons raak net so vir 'n oomblik stil voor ons Vader. Onse Vader wat in die hemel is, Here, laat U naam geheilig word in ons lewens. Here, gee dat ander mense wat na ons lewens kyk, vir U in ons lewens kan sien. O Heilige Gees, nie omdat ons 'n chip op die skouer het nie omdat ons enige iets om op te roem nie. Ons kan alleenlik roem op die genade van die Here Jesus Christus, wat hy vir ons het deur vir ons te sterf aan die kruis vir ons sondes. Here, juis op grond daarvan, om dankie te sê, wil ons lewe heilig. Laat U naam geheilig word in ons lewens. Here, help ons daarmee. Ons wiele val af, ons sukkel, ons is net mense. Maar Here, wanneer ons in 'n lewende verhouding met U staan, wanneer ons toelaat wanneer ons onsself toelaat om in Jesus se voetspore te volg, wanneer ons die Heilige Gees toelaat om deur ons te werk, Here, dan is ons daar, dan kan U deur U Gees ons help om U te heilig. Laat U naam geheilig word in ons lewe en elke dingetjie wat ons doen vandag. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons is nou amper op die laaste stukkie van 1 Tessalonisense en dan sien ons, Paulus kom gee as ware die laaste opdragte hierso vir hierdie mense en dan kom hy vir hulle, sê broers, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Daar's 'n paar mense wat hard werk onder hulle, gewoonlik maar jou ouderlinge gewees daai tyd, liewe vriende, wat baie hard gewerk het onder mense wat regtig hulle gelei het op die regte pad en as hulle 'n bietjie begin weer na die heidense godsdienste miskien 'n bietjie wil afgaan, hulle gesê het nee, julle, ons kan nie weer daarna toe gaan nie, jong. Julle weet toe waar ons was en moenie dit doen nie, né, so. En dan sê hy, betoon in liefde die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk, kom sê. Nou, die volgende paar goed, as julle, ek gaan nou weer vir julle terugvat, hierso na hoofstuk 4 toe, hy het hierso gesê, in hoofstuk 4 kom sê hy ons nou, hoe lyk 'n lewe wat volkome toegewyd is aan die Here, en hy gaan julle vat, want daarso is die eerste 8 goed genoem, en nou, hierso gaan dit van 9 tot en met 18, wat hy vir hierdie pragtige gemeente sê, hierdie pragtige gemeente waar daar liefde is, waar daar geloof is, wat amazing is, kom sê hy, hierdie volgende goedjies moet julle net kyk, ek wil julle 'n bietjie fine tune, kyk net daarna, sê Paulus, net, dan sal dit met julle goed gaan. Hy sê, dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe, wat ons nou gebid het. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, weerhou julle van onseerlikheid, wat ons vir mekaar gesê het, ons nou maar hoogtyd gevier het in die heidense godsdienste. En dan die derde ding is, elkeen van julle moet weet dat hy met sy vrou heilig en eerbaar moet saamlewe. Die vierde ding, julle moenie deur hartstog en begeerte gedryf word soos die heidene wat vir God nie ken nie. Nou jy weet die hele ding van seksualiteit. 5. Jy moenie jou broer bedrieg nie. 6. Oor broederliefde hoef ons nie aan julle te skryf nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. God leer. Hy sê, maar kyk daarna. Nommer 7 sê hy, lê julle nog meer daarop toe, net die feit dat julle met die liefde en deur God geleerd om lief te wees, en dan sê hy die 7e, hy sê, laat dit vir julle 'n saak van eer wees om rustig te lewe, 7de. Dan kom sê hy vir hulle die volgende, liewe vriende, om met julle eie sake, hou julle met julle eie sake besig, julle moet self in julle lewensonderhoud voorsien, so daai 3 is basies val onder 7, en dan vir die 8ste ene, waar hy kom sê vir hulle hierso, dan sal julle eerbare leefwyse die agting van die mense buite die gemeenskap afdwing. Dis die 8ste ding, julle kan hom gaan merk daar. En dan kom hy by die 9de ding uit waar hy kom sê hierso in vers 13 van 1 Tessalonisense 5. Hy sê leef in vrede met mekaar. Leef in vrede met mekaar. Vriende, ons lees verskriklik vinnig oor hierdie stukkie en ek het dit al baie keer vir julle gesê, ons moet lekker van die Bybel, hy herhaal ons nou temas, né? So ek praat ou maar weer daaroor. En baie keer is dit ook so dat ek en jy in 'n tydvlak in ons lewe is wat ons sekere goed hoor of nie hoor nie, né?
Partykeer het jy met almal vrede en dan op 'n call praat ons weer met mekaar en ewe skielik het jy nou nie meer vrede met jou broer en jou suster en jou familie, jou kollega by die werk en ewe skielik kom praat die Here deur sy gees met jou daai dag, né? So dis wonderlik die feit dat die goed herhaal omdat ek en jy in verskillende fases van ons lewe is. Daarom kom sy leef in vrede met mekaar, né? Dit is so belangrik vriende want so maklik kan jy in onvrede lewe. So maklik kan jy vir iemand kwaad wees en dis eintlik 'n ding wat jou self hier binnekant opvreet, né? So hy sê weer vir dis die 9de ding. Dan gaan hy aan, hy sê ons druk julle dit op die hart broers. Wys die leegleers onder julle tereg. Wees die leigeres onder. Praat die kleinmoediges moed in. Praat die kleinmoediges moed in. Ek het die leegleers het ek nog nie veel na gekyk nie. Ek dink nie daar's eintlik daai mense is sommer maklik by ons nie, dink ek nie. En dan sê hy praat die kleinmoediges moed in. Dit is wat julle moet doen. Nou baie keer is mense verloor moed vriende. Ek probeer nooit versuursuiker oor goed gooi. Die mense gaan deur swaar tot verloor hulle werk, vriende, om 'n finansiële ding om jou keel te hê. Ek dink is een van die verskriklikste goed waarmee jy kan sit. Wat doen jy? Wat doen jy? As daar nie hulp is nie. Daarom kom sê hy praat die kleinmoediges hulp in. Help die swakkes. Nommer 10. Help die swakkes. Nou, partykeer is daar swak mense in die sin van hulle swak in die geloof. Help hulle. Help hulle. En dis is baie keer soos in hierdie mense daar kan wees dat hulle nou weer bietjie wil oorgaan terug na die heidense goed omdat dit miskien naby is, as dwaalleraars wat vir hulle sê man, moenie worry nie, jy kan maar die en daai doen. Kom sê hy, praat die swakkes moed in. Wees met almal geduldig. Dis ons trek al by 12. Wees met almal vriende, dis een van die vrugte van die Gees. 1 Korintiërs 13 praat Paulus ook daaroor, né? Dis een van die vrugte van die Gees, Galasiërs 5 vers 22. Geduld, getrouheid, goedhartigheid, né? Geduld is een daarvoor. Daarom moet sê, wees met almal geduldig, nou vriende. Ons moet eintlik ons agterdeur toebou van ongeduld. Jy voeder net verhoudinge op deur ongeduld. Jy maak mense ontsaglik gespanne as jy ongeduldig is. Want dan raak jy nie 'n lekker mens nie, jy's nie dan 'n lekker mens nie. En daarom moet ons vir mekaar sê, want die vrug van die Gees is ook selfbeheersing, né? Daarom wanneer ek en jy kwaad is, vriende druk jou kwaadheid terug. Het geduld met 'n persoon. Praat 'n derde, 'n vierde keer, hou jou stem laag, kyk na jou gesigsuitdrukking. Dis alles goed, en mense raak vreesagtig, vriende. Wees geduldig met iemand, hè. Iemand wat ongeduldig raak, dis ook 'n manier van manipulasie, né, want jy sien die mense raak bang, so jy weet jy gaan hulle nou uitkry om te doen wat jy wil hê omdat jy ongeduldig raak. Nee, sê Paulus. Dis nie deel van wie jy is nie. Wees geduldig wie? Met almal. Kom ons bid dit vir die Here, vriende, dat hierdie goed deel van ons kan wees, né. Ja, kom ek stop daar. Kom ek stop eers daar. Dat ons nou nie te klomp goed hierso wil sê nie. Vra vir die Here om vir julle met hierdie goed te help. Ek dink ons trek so by 12 goed wat Paulus nou al gesê het. As julle dit nou so merk, ook so saam met my, né? My 5 sent vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.